'n tweede getuie staaf aantuigings dat die gewese IDAC hoof, advokaat Andrea Johnson, die parlementêre ad hoc komitee mislei het. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meinier, waarsku dat omgewingsmisdaad veel ernstiger is as wat aanvanklik verwag is. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa het aanbevelings goedgekeur om 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur afsonderlik van Eskom te skep. Die plan is vervat in die fase 1 verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan wat vandag deur die president aanvaar is. Die taakspan sluit verteenwoordigers in van die presidentsie, die nasionale tesourie, die departement van elektrisiteit en energie, Eskom en die nasionale transmissiemaatskappy van Suid-Afrika. Ingevolge die plan sal Eskom fokus op kragopwekking terwyl die nasionale transmissiemaatskappy verantwoordelik sal wees vir die kragtransmissielyne. The TSO is a key enabler of a successful, competitive wholesale electricity market that is expected to deliver reliable and cost-effective electricity. This reform will support higher rates of economic growth, investment, and job creation. Nou vir nuus uit die buiteland. Die liggame van die Zimbabwese ma, Notabo Zandile Chuma, en haar 2 dogters, Natalie en Nala, sal na verwagting Sondag in Bulawayo aankom. Die 3 sal Dinsdag na 'n kerkdiens saam begrawe word. Hulle lyke is vroeër van dese maand in 'n huis in Bedfordshire in die suidooste van Engeland aangetref. Intussen het Notabo se man, Ndodama Chuma, sy aansoek om borgtog in die Johannesburgse Landdroshof laat vaar. Hy staan tereg op 'n aanklag van die onwettige besit van 'n vuurwapen en word met die beweerde moorde verbind. Chuma is op 10 Julie in Kensington in Johannesburg in hegtenis geneem. 'n Staatsgetuie in die verhoor van Vusimusikat Matlala en 4 ander het aan die Hooggeregshof in Johannesburg gesê dat sy besluit om die beweerde skieter, Musa Kekana, in hegtenis te neem geregverdig was. Kaptein Pimi Sekgobela getuig tans in 'n binneverhoor waarin Kekana probeer om bewyse wat tydens sy inhegtenisneming in 2024 verkry is uit te gooi. Kekana staan saam met Matlala en nog 3 beskuldigdes tereg op aanklagte van poging tot moord en sameswering om moord te pleeg. Dit hou verband met mislukte sluipmoordpogings op die sakeman Joe Sibanyoni, die musiekvervaardiger Sinki Mokobung en Matlala se voormalige vriendin Tebogo Toboyani. Kekana is aanvanklik in hegtenis geneem in verband met die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Die polisie sê die Hyundai i20 wat gebruik is tydens die moord op Swart is by Kekana se huis gevind. Hy sê hulle die verdagtes vermoord in vereniging in hegtenis geneem. Die wapenaanklagte het later gekom toe die wapens gevind is. Die aanklagte vir die besit van 'n gesteelde voertuig is bygevoeg toe daar uitgevind is dat die motor in Sunnyside gesteel is. Kekana is aangekeer terwyl hy 'n Mercedes-Benz bestuur het. Sy regsverteenwoordiger wou weet watter reg Sekgobela gehad het om die voertuig te deursoek wat nie by die moord betrokke was nie. Same car, same reg, house number 84. Hy sê hulle is in hegtenis geneem omdat hulle die Hyundai i20 wat by nommer 34 geparkeer was, dieselfde motor met dieselfde registrasienommer was as die een wat in vereniging gebruik is. Hy sê hulle het gesien hoe die motor by nommer 34 inry en die mense wat daarin was toe in die Mercedes-Benz geklim het. Sekgobela sal na verwagting Maandag sy getuienis voortsit. Die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie is op 1 Augustus 1936 in Johannesburg gestig. Die kragtige instrument van die apartheidstaat sou dekades later 'n platform vir demokrasie,
waarheid en nasionale gesprekvoering word. Oor 'n tydperk van 90 jaar het die SAIK uitgebrei van radio na televisie en nou ook digitale uitsendings met 19 radiostasies, 5 televisiekanale en die SABC Plus toepassing wat oor miljoene intekenare beskik. Die heel eerste uitsending vanuit die SAIK-gebou in Commissionerstraat in Johannesburg was in 1937. Vir 90 jaar lank is die SAIK meer as net 'n uitsaaier. Dit is die stem van 'n nasie. I remember coming home from school every day and tuning in on, I think it was SABC2 with the little aliens named Dub. Amazing times. Honestly, that was like my childhood. Very fond memories. On the weekends, it was just bliss. Breakfast with the family, watching your favorite SABC shows. Two names that would come to mind is, well, Alex J. I listened a lot to him DJing on the radio, and then also on 5FM. It was called, I think, Radio 5 at the time still. I actually won a couple of competitions over the years. With the advent of television and radio, that was our main source of information. So SABC's been around as long as I can remember. Volgens die SAIK se bestuurshoof is haar visie vir die SAIK om 'n volhoubare uitsaai-organisasie te vestig wat aan internasionale universiteite bestudeer sal word. SABC at 90 years old is South Africa's greatest public institution. One that continues to empower, to unify, and to tell unique South African stories. And it's very exciting to see that the institution still plays such an important role in universal access and ensuring that South Africans are included and their voices are heard. And we sit, at 90 years, we need to remember that, whether it was during apartheid or going all the way to democracy, in every milestone of this country, the SABC has been there. We are South Africa's greatest archivist. No one has the type of archives we have because we continue to be the most important storyteller, not just to South Africans, by the way. We also take South Africa to the rest of the world. Vir 90 jaar al is die SAIK die klankbaan van 'n nasie, die stem van miljoene en die tuiste van Suid-Afrika se stories. Veels geluk met die 90ste herdenking, liewe SAIK. Die Reserwebank bly vasberade om inflasie te bekamp. Ons is net hierna terug, bly ingeskakel. Welkom terug. Mpumalanga se tradisionele steenkoolgebied slaan 'n nuwe rigting in met hernubare energie. Die Umbila Emoyeni windenergieaanleg in Bethel het amptelik in werking getree. Die aanleg het tot dusver 115 megawatt krag gelewer van 'n beoogde energieprogram wat van 900 megawatt. Bethel het 'n nuwe gedaante met reuse windturbines. Die eerste 155 megawatt verskaf krag aan die meeste van Seriti se mynbedrywighede. Die projek van miljarde rande skep ook werk en bied geleenthede vir ondernemers. We employ youth from 20 to 21, male in particular, because it's still fixing, it needs some physical. And then on the safety rep, we have employed about 4 ladies from the local communities. Die projek behels wind- en sonkrag en batteryberging. Steenkool is steeds 'n deel van Seriti se bedrywighede, saam met belegging in skoon energie. Die bekendstelling word geloof as 'n teken dat die regverdige energieoorgang van woorde na dade oorgaan. Today we are seeing the real coming into fruition. The pledges and the commitments that were made. Billions and billions of rands are committed at our conferences, and today we are seeing the real launch. But what is more important about this project is that it speaks to our just energy transition. Een van die doelwitte van die projek is om uiteindelik energie meer bekostigbaar te maak. Die president van die Reserwebank, Lesetja Ganyago, sê die bank bly doelgerig om inflasie tot sy teiken van 3% te verlaag, ondanks voortdurende wêreldwye skokke. Ganyago het by die Reserwebank se 106ste algemene jaarvergadering van aandeelhouers in Pretoria beklemtoon dat laer inflasie noodsaaklik is om rentekoerse
op die langtermyn te verlaag. Hy het aandeelhouers gerusgestel oor die sentrale bank se onderliggende finansiële krag en gewys op die aansienlike groei in Suid-Afrika se buitelandse valutareserwes oor die afgelope dekade. Last year, we made a choice to have lower inflation. Yes, we have now been hit by a shock that was completely exogenous and has nothing to do with our choices. But shocks will happen. For the SAP, our job is to ensure inflation reverts to target. Monetary policy does not control the prices of individual goods and services, but we do have a lot of influence over the longer run buying power of the rand across a broad purchase basket, and we intend to protect that. The Reserve Bank is one of few central banks in the world with shareholders, and therefore the bank has to have this engagement with shareholders, which adds a lot to transparency around monetary policy and the activities of the central bank. Yeah, the governor made a clear commitment that the Reserve Bank will achieve the target of 3% for inflation over a period of time. There is a shock in the system at the moment, but the Reserve Bank remains committed to this target. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meinier, sê omgewingsmisdaad in Suid-Afrika is veel erger as wat verwag word. Sowat 5 veldwagters is dood en 23 is die afgelope jaar beseer terwyl hulle besig was om hulle pligte uit te voer. Dit het aan die lig gekom tydens die viering van Wêreldveldwagterdag by die Ograbies Nasionale Park in die Noord-Kaap, waar hulde gebring is aan veldwagters. Veldwagters beland dikwels in die spervuur omdat hulle bedreigde plant- en dierespesies teen stroopers beskerm. Hulle werk in gevaarlike omstandighede en boet soms met hulle lewens. Ons het poaching, ons het baie vuur in die area. Ons sit met natuurlike hulpbronne wat 'n skaars bron is nou veral in die area, especially hierdie tyd van ons lewens. Global warming het 'n groot effek op alles wat ons basies doen. En is vir ons belangrik die bietjie wat ons oor het om dit te beskerm vir die toekoms vir die mense wat agterna moet nog kom. Die Noord-Kaap het nie so 'n groot probleem met die stropery van diere nie, maar gebiede soos die Rigterveld sukkel met die stropery van vetplante. Spesies soos Conophytum was byna uitgewis as gevolg van stropery. Afgeleë gebiede met seldsame plant- en dierspesies bly 'n bron van kommer. Baie parke lê tussen boere en gemeenskappe. Together with our close colleagues of which is from Botswana as Kgalagadi is a transfrontier park. So it's a combination of both South Africa's 10 parks and Botswana as well. And yeah, also working with the communities around so that they understand the importance of conservation and also understand the importance of having protected areas. So we also do environmental educations. Wêreldwyd het 78 veldwagters in die uitvoering van hulle pligte gesterf weens hulle pogings om bedreigde plant- en dierespesies te beskerm. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Ograbies Nasionale Park, Noord-Kaap. Die sportnuus en weer volg net hierna. Bly ingeskakel. Die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan se nederlaag in sy eerste Afrika Nasiesbeker kragmeting teen Tanzanië plaas druk op die groep. Die 2022 kampioen sal sy sokkies moet optrek om in aanmerking te bly in die WAFCON toernooi in Marokko. Banyana se afrigter Desiree Ellis meen die spelers moet hulle toespits op die kragmeting om 7:00 vanaand teen die Ivoorkus in Casablanca. Jy wil altyd die toernooi afskop op 'n goeie noot en ons het dit nie gedoen nie.
So dit is nou 'n groot game vir ons, maar ons weet wat ons capable is van. Jy weet, en bietjie teleurgesteld, maar is 'n nuwe game. Jy weet, ek kan nie terugkyk nie. Ek kyk nou vorentoe. Ek dink die moed in die kamp was baie goed, die energie op die oefenveld was baie goed. Sommige van die steunpilare in die Springbokspan wat die onlangse Nasies Kampioenskap toetswedstryde weens beserings misgeloop het, sal volgende naweek 'n welkome terugkeer tot internasionale rugby maak. Die kaptein Sia Kolisi, Slotte Lode Jager en Eben Etzebeth en die loskakel Satsa Feinberg Mngomzulu is ingesluit in Rassie Erasmus se toergroep wat volgende Saterdag 'n toetswedstryd teen Argentinië in Buenos Aires speel. Erasmus het 'n groep van 26 spelers vir die toer aangewys. Die res van die spelers kom Sondag by die span se oefenbasis in Johannesburg bymekaar om met voorbereidings te begin vir volgende maand se reeks teen Nieu-Seeland. Dit sluit Cheston Colby, Damian Willemse en Roan Norke in. Die begrafnisdiens vir Luqobo Bibo Makwedini word môre in Kumga in die Oos-Kaap gehou. Die 20-jarige voormalige Suid-Afrikaanse onder 18 rugbyspeler is vroeër van dese maand oorlede nadat hy tydens 'n oefensessie by sy klub in Frankryk weens hitteuitputting ineengestort het. Ons vra om verskoning vir daai insetsel wat geen klank gehad het nie. En dis al waarvoor ons tyd het vanaand. Ons groet tot môre aand. 'n Mooi aand vir jou. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, wolklose toestande kom voor in die westelike helfte van die land met bewolkte toestande wat voorkom in die noordoostelike dele van die land, streek tot oor KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap asook in die Wes-Kaap. Sterk wind kan ook verwag word langs die kus. As ons kyk na môre, 'n fris wind kan verwag word langs die binneland, maar sterk wind langs die kus eerder bewolkte toestande kom ook voor in dele van KwaZulu-Natal en in die Oos-Kaap. Daar is 'n weerwag uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir winderige toestande en dit kom voor langs die KwaZulu-Natal kus asook in aangrensende binneland. Die weerwag geld ook vir môre, so wees asseblief versigtig want dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Koue dag kan verwag word. Pretoria het 'n maksimum van 21 en 'n minimum van 7. Johannesburg se maksimum is 17 grade en 'n minimum van 6. In Limpopo 'n koel dag kan ook verwag word. Mokopane se maksimum is 20 grade, minimum van 6. Messina het 'n maksimum van 23 en 'n minimum van 10. Dan beweeg ons na Mpumalanga. 'n Koel dag kan verwag word. Standerton se minimum is -3 en 'n maksimum van 18. Skukuza het 'n maksimum van 23. Dan beweeg ons kuslangs na KwaZulu-Natal. Onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir winderige toestande langs die kus asook in die binneland. Dit is koud oornag in Kokstad met 'n minimum van -1. In die Oos-Kaap, 'n koue dag kan verwag word. Willowmore se maksimum is 19 grade en 'n minimum van 4. Mthatha se maksimum is 17 en 'n minimum van 4 grade. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. 'n koel dag kan verwag word. Dit is bietjie warm in Vredendal met 'n maksimum van 29 en 'n minimum van 8. Kaapstad se maksimum is 22. In die Noord-Kaap 'n koel dag kan verwag word. Appington se maksimum is 24 met 'n minimum van 1. Kimberley se maksimum is 21 grade. De Aar se maksimum is 19 en 'n minimum van 2. Dan beweeg ons terug na die binneland in die Vrystaat. 'n koel dag kan verwag word, maar dit is koud oornag in Ficksburg asook in Bethlehem met beide minimum van -1. Bloemfontein se maksimum is 19 en 'n minimum van -1. Dan laastens Noordwes, 'n koel dag kom ook voor. Mahikeng het 'n maksimum van 21 grade. Tosca se maksimum is 23 en 'n minimum van 5. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.